van die begin af deur hierdie aangeleentheid. En ons kyk 'n bietjie hoe verskil die beëdigde verklaringe met wat vandag gesê word en ook op televisieonderhoude hoe dit verskil van beëdigde verklaringe wat geskryf is met die dood van Gert en Joey oor die vermiste 5 kinders. Ek gaan deur Rudy van Olst se verklaring werk en dan gaan ons sommer so tussen die punte deur gaan ons 'n bietjie vra en kyk na wat hier gesê word. Die belangrikste punt is punt nommer 3 in sy beëdigde verklaring, waar Rudy van Olst sê op die 14de Januarie 1990 om ongeveer 10:00 die aand het Brigadier Serfontein my ingelig dat die verdagtes in Pretoria Sentraal MR 544 van 1990 die geïdentifiseer is as die volgende persone: Gerard van Rooyen en Joey Harold. Nou hierdie masnommer is die ontsnapping van, ek vermoed dit, want dit kom nêrens anders te kom hierdie masnommer voor nie, van John Boysen, wat hy die sogenaamde hangkas uit ontsnap het en oor mure geklim het met boeie en ons sal daarby uitkom. Ons sal dit in 'n aparte video's sal ons dit bespreek. So op die 14de 10:00 die aand word Rudy van Olst ingelig. Hy gaan na 227 Capital Park, Malherbestraat in Capital Park. Gertel is op pad van Durban af Pretoria toe. En hulle reis in 'n wit Ford Bantam bakkie. Nou waar Rudy van Olst was toe Serfontein hom gebel het, sal hy alleen weet. Want 'n halfuur later, toe is hy op sy pos in die observasie. So hy het in 'n halfuur se tyd baie vinnig gekom van waar hy was tot om hierdie verdagtes te arresteer. En dan saam met hom sê hy ook in sy beëdigde verklaring was Don Chandler van Natal. Onthou, hy was in Natal gewees, was van ons 'n passasier in hierdie voertuig. Nou wat interessant is hierso is, ons wil graag wil weet hoe het Don Chandler in Pretoria uitgekom die nag met Gertel se dood. Want hy het 'n vermiste meisiekind in Natal ondersoek. Wat ek glo nie Rudy van Olst van Olst sou van geweet het in Pretoria nie, want hy het sy eie sake, Chandler het sy eie sake in Natal. Van Olst het dan nou vermoed ek John Boysen se saak ondersoek, niks van die ander vermiste kinders nie. So hoekom sou Don Chandler daarvan geweet het? Maar tog, hy was in die kar met die skietdood. En hy het self op die bakkie geskiet ook, hy het die bande uitgeskiet. Nou so begin die observasie dan nou 22:30. Die oggend, net na 12, 12:15, is Gert en Joey dood. Het hulle nou selfmoord gepleeg. So hierdie tye speel nie baie lank uit mekaar uit af nie. Maar 12:15 die nag, is Gert en Joey toe nou dood. Nou, wat baie interessant is wat gebeur het na die dood. Rudy sê nie juist veel van die ongelukstoneel nie, van die skiettoneel en daai tipe van goede nie. Maar net, hier sê hy, ons het die voertuig vir ongeveer tot 3-4 kilometer agtervolg, voordat ons dit finaal ingehaal het. Ek het 'n blou lig op my voertuig gehad en aangedui vir die bestuurder om stil te hou. Dit was baie duidelik dat hy nie van plan was om dit te doen nie. Speurder adjutant-offisier Chandler het toe 2 skote op die verdagte voertuig se bande geskiet. Die verdagte voertuig het spoed verminder, toe beide voertuie so te sê tot stilstand gekom het ou Chandler uit die voertuig geklim sodat ons die verdagtes kon arresteer. Ek het net gesien hoe dat 'n wit vrou wie die verskoon die honde in die agtergrond. Ek het net gesien hoe dat die wit vrou en die passasier in die bakkie was, haar arms omhoog gegooi het en haar hoof toe op die wit man, wie die bestuurder van die bakkie was, 'n skoot neergesit het, 'n skoot het toe geklap. So hy was nie naby nie, hy het dit nou gesien.
Die volgende oomblik sien ek hoe dat die blanke man 'n vuurwapen agter sy hoof opbring. 'n tweede skoot het toe afgegaan. Die wit man het vooroor geval. Die verdagte se voertuig het toe vir ongeveer 100 meter sonder beheer beweeg totdat die motor self afgeskakel het. 100 meter is ver, mense. Is die hele rugbyveld wat die bakkie alleen gehardloop het tot hy nou afgeskakel het. Met 2 papwiele, nee, onthou, hy sê dit nie, maar Don Chandler se verklaring sal hom dit sien, maar daai 2 skote is die 2 linker voorwiel en die linker agterwiel is pap geskiet. Van ons praat niks van dit nie. Dan sê hy, ek het dadelik na die voertuig gehardloop, beide deure was gesluit. Ek het opgemerk dat beide verdagtes 'n skoot in die hoof het. Ek het die linkerkant deur die venster met 'n brandblusser stikkend geslaan. Beide verdagtes, Gerard en Joey, is dood. In die voertuig het ek 2. Hierso is nou 'n baie interessante ding. In die voertuig het ek 2 vuurwapens en verskeie ander items gesien rond lê. Daar's verskeie dokumente beslag gelê. Okay, dit dan oorhandig. Okay. Nou hier's 'n baie belangrike ding nou. Onthou nou net na 12 is hulle dood die nag. Dan die oggend, dis die maandagoggend, die 15de. En 9:00 daai oggend, toe gaan deursoek hulle die huis te Malherbestraat 227. Punt nommer 17 in van ons se verklaring. Hierdie is baie belangrik wat hy hier sê. Hy sê op maandag 15 Januarie 1990 ongeveer om 9:00 is die deursoeking te Malherbestraat 227 Capital Park begin. Luister nou wat sê hy hierso. Op die stadium het die vermoede sterk ontstaan dat die oorledenes moontlik betrokke is by die volgende sake van kinderdiefstal. Linden, en dan Pieter Maritzburg, hierdie dit behoort te Don Chandler se saak te wees. Ek is nog nie seker aan wie se kinders het hierdie sake behoort nie. Is 1, 2, 3, 4, 5 maasnommers van vermiste kinders. Wat baie belangrik is hier, hoekom is orals word daar verwys na Gert van Rooyen en Joey, wat hierdie kinders ontvoer het. Daar's voertuie oral gesien, bakkies en kombies en ek weet nie wat alles nie. Hoekom is hulle nooit verdagtes gewees nie? Hierdie goed het alles gebeur na hulle dood is. Want die sê baie duidelik, op die stadium het die vermoede sterk ontstaan dat die oorledenes moontlik betrokke is by die volgende sake van kinderdiefstal. Weereens, meneer Don Chandler, wat het jy my kar saam met Rudy van Os van Natal afgesoek? As niemand eers geweet het, Gert en Joey word gesoek vir kinders nie. Baie interessant. Dan sal nie veel wat verder aan van die. Dan is die huisdeursoek vir bewysstukke is gevind deur Joubert en Cornelius, beslag gelê en is die 13 ingehandig, die erf is opgegrawe deur soek sonder sukses, die mure van die huis is ook ondersoek deur middel van ekstra apparaat. Maar glo daar's ook niks gekry nie. Nou dit is nou Rudy van Os se verklaring. Wat ook belangrik is, laat ek net gou teruggaan hier na die begin toe. Die verklaring is afgelê. Ou kan nie mooi hierso sien nie. Maar ek weet dit is bespreek. Ou kan nie die datum mooi sien op die beëdigde verklaring. Maar dit het in Januarie gebeur en dit lyk my Februarie, Maart, April. Dit lyk my in April maand het hy hier sy verklaring afgelê. Ek meen hierdie ou is 'n hoofgetuie in hierdie verskriklike saak en deursoeking. Maar sy verklaring word eers 3 maande na die tyd afgeneem. Hoe werk dit? Maar ek gaan nou eers hierso stop, dan gaan ek Don Chandler se verklaring nader trek. En dan werk ons 'n bietjie deur hom. Maar luister 'n bietjie wat ek vra en luister 'n bietjie wat van ons hierso sê. Nou goed, nou kyk ons 'n bietjie na Don Chandler se verklaring. Hy's in Engels.
maar kom ons werk maar so deur. Die datums is verskriklik, is nie lekker leesbaar hier by my nie, maar het lyk my, hy het sy verklaring ook 'n ruk na die voorval eers ingehandig. Ek sal later probeer bewyse of iets kry wat dit duideliker wys die datum, maar dit is beslis nie die nag van die dood. Dit gaan nie van hulle verklaring van hy dossier gewees nie. Maar hy sê nou maar net, hy is ook maar nou in die Suid-Afrikaanse polisie in Pietermaritzburg, en laat hy die 14 daas bemanningswisslid was, van ons het hom gekontak. Nou, ek verstaan nie hierdie lekker nie, want hy sê, on Sunday, 19/01/14, as a result of a report made to me by Lieutenant van Os of the Eastern Murder and Robbery Unit, I accompanied him while conducting investigation in this matter. Hy sê nie wat 'n matter nie. It had been confirmed that the suspect in this case were Gert van Rooyen en Joey Harold van Malherbestraat. Wat nou hier belangrik is nie, is in hierdie aand het Rudy van Olstees gehoor, hy moet vir Gert hulle inwag, hulle is op pad huis toe. 'n uur later is Rudy voor Gert hulle se huis. Waar kom Don Chandler vandaan uit Natal uit? As Rudy hom ingelig het, dit beteken vanaf 10 uur tot 10:30 in daai halfuur, moes Rudy van Os hom ingelig het vir Chandler, hulle is op pad, kom, waar kry ek jou, spring saam met my in 'n kar, en voilà, daar gaan ons. Dit werk nie so nie. Hulle sal moet antwoord op die, maar ons weet ook, hulle sal nie, ek sal nou weer die vark in die paal uitgemaak word. Maar let wel, dit is baie belangrik om te weet. Maar gaan hy nou verder, traveling in die White Bantam. Dan interessant, sy verklaring is omtrent presies, woord vir woord, soos Rudy van Olsen, met die masnommers, tipes van skryf, die tye, observation gehou, been driven, ja, ons weet ons al, 0015, we spotted the suspect's motor vehicle, bla bla bla, position traveling, bla bla bla. Dat ons sien wat sê hy van die skietery. While pursuing the motor vehicle in the traveling of high speed, the driver of the suspect, hy sê nog niks, after pursuing approximately 3 to 4 kilometers. Okay, hulle het om 3 tot 4 kilometer gejaag. Closed in, by die Apies rivier het hulle nou ingehaal, of the passengers in the Apies rivier. Yes, hierdie goed is bietjie onduidelik, maar ek sal opvang. Ek denk nou net na die volgende bladsy toe gaan. Okay, hier kom ek nou. At the left side tires of the suspicious motor vehicle. At that stage, it's a motor vehicle from okay, is nie baie duidelik hier nie, maar hierso, dit moet die stukkie wees waar hy die 2 bande uitgeskiet het. White female Joey Harold waved her hands. Okay, at this stage, both motor vehicles were nearly stationary, and I exited from our motor vehicle in order to effect the arrest of the suspects. I suddenly saw a white female Harold lean over, as if she was planning having a red on white male van Rooyen's lap. Yes, hierdie ding is onduidelik. Verskoon, maar julle sal agterkom wat ek probeer sê. In elk geval, ek sal later die skakels na die groepe sit waar julle kan hierdie verklaring self gaan lees. A shot rang out and I then shot. Luister nou baie mooi hierso. Hierdie is 'n dodelike sinnetjie wat hy in sy verklaring sê, hoor. A shot over around behind his head. A further shot rang out and he plumped forward and lay still. Luister wat sê hierso. I then shot
cover behind our motor vehicle. When doing so, I saw that Van Rooyen was waving. Nou hierdie is belangrik, want dis wat hy gesê het in sy beëdigde verklaring in 1990. Dan op my groepe sal julle onderhoude sien van Don van Chandler op nasionale televisie, waar hy sê, hy het die bakkie se deur probeer oopmaak, dit was gesluit, en hy het Gert van Rooyen in die oë gekyk, toe hy homself doodskiet. Dis daarom 'n groot verskil van waar hy agter 'n kar wegkry, skuiling soek vir veiligheid, tot waar hy nou op nasionale TV sê, hy die deur geprobeer oopmaak, en Gert in die oë gekyk toe hy homself skiet. Ek wonder wanneer het hy so vanaf by die deur gekom en by die bakkie uitgekom. Chandler, wat gaan hier aan, jong? Kan jy nie onthou wat jy in jou beëdigde verklaring gesê het, meen? Maar dan, traveling forward, long controlled and halt 100 meter from the scene. Yes, presies soos wat Rudy van Hol sê, woord vir woord. Engine cut out. We approached the motor courteously and established that both doors were locked. Nou onthou nee, hy die deur probeer oopmaak wat gesluit was toe Gert homself doodskiet. Dit sê hy op nasionale TV. Hier sê hy in sy beëdigde verklaring in 1990, we approached the motor vehicle cautiously and established that both doors were locked. Lieutenant Van Ols then used a fire extinguisher to break. Woord vir woord wat Van Ols sê. Maar nou, hier sê hy, dan het die voertuig genader. Dit is twee groot verskillende goede, Don Chandler. Is hier nog, wat 'n bladsy is hierdie nou? Full of blood, dis nou maar die gewone, we didn't, luister nou hierdie stukkie, ne? We didn't call an ambulance as it was obvious that both the suspects had died already. Hulle besluit, die suspects is al reeds dood, hulle kry nie ambulans nie. Maar die nadoodse ondersoek, en ek moet hom kry, ek sal hom ook oplaai, ek moet hom hê, het gesê dat Joey het nog 'n rukkie gelewe. So hulle het sommer self besluit, sy is dood. So ja, dis hoe het nou gewerk het seker daai tyd. The duty officers were according soon, maar weer dieselfde as Rudy, photographs, breakdown, mortuary van, blah blah blah. The deceased were identified, Pretoria moord. Ek gaan nie te veel uitwy op nou wat ons al die jare ingevind het en gehoor het want dis alles hoor sê, ek werk net van beëdigde verklarings en onderhoude van die TV's en goed af. So ek gaan nou nie uitbrei op wat se vrae daar gevra word en hoe mense dink nie. Want ek dink anders as 10 ander ouens, behalwe wat voor my staan. En dan nou in understand hy, maar 1990, okay, die 25ste Januarie, lyk het met hy sy verklaring so dis 10 dae na die skietery. 10 dae na die skietery, het hy sy verklaring is ingehandig. 10 dae, van ons 3 maande. Op wie se verklarings is hierdie jaagtog en selfmoord en daai goed geregistreer? Op wie se verklarings, want dis net hulle twee wat daar was. Baie interessant, maar laat ons hierdie twee deurwerk. Ek sal die skakel op hierdie pos bysit. Klik maar op hierdie skakel. Gaan na die Facebook groep toe en dan gesels ons daar verder. Dit is baie interessant. En ek sal graag wil hoor, maar hulle sal my nie antwoord nie. Jy kan vergeet daarvan. Want destyds toe ek begin vra, was hierdie van my eerste vrae aan hulle, en dit is waar die skeuring gekom het, van waar ek saam met hulle gesels het op groepe tot waar hulle my gehaat het. Soos en ek bedoel van haat, tot vandag toe word ek verskriklik uitgehaal, dat ek 'n Gert van Rooyen maatjie is, en wat ek sê, ja, ek keer het goed, dat hy moet meisies gepeter het, en allerhande snert wat hulle kwytraak. Maar hulle projekteer ook maar baie, nee, hulle projekteer baie, maar kom ons stop eers hier.
Nou hier is Don Chandler is 'n onderhoud op nasionale TV. Luister mooi wat sê hy van die spoedtoneel. Luister nou baie mooi hierso. Hierdie is 'n dodelike sinnetjie wat hy in sy verklaring sê, hoor. A shot rang out and I then sought cover behind our motor vehicle. While doing so, I saw that Van Rooyen was waving a revolver around behind his head. A further shot rang out and he plunged forward. And luister. Luister wat sê hierso. I then sought cover behind our motor vehicle. When doing so, I saw that Van Rooyen was waving. Jy was betrokke by hierdie saak gewees. Eerstens, jy was teenwoordig die aand toe julle vir Gert en Joey gejaag het. Waar was julle geparkeer? Kan jy ons kortliks vertel wat het gebeur? Well, Rudy van Holten and I were parked just past the entrance at Van Rooyen's house, but in the driveway of the people opposite, just down there. We had a clear view of his entrance and part of his property. And Then we noticed the bucky come past. We recognized the number that we were looking for, which was NDS 842T. We'd been told they'd left Umkoti earlier that day, or the previous day, because it was about 1:15 midnight. And we came out without our lights on, but he obviously thought that it must be the police, and he immediately sped away. We chased him down to the Office River interchange. Just before we crossed the Office River, I fired 2 shots because the car was broadside to me, and the 2 tires on the left-hand side were hit. I aimed specifically for them, and the car started to slow down, and he lost his control of the vehicle. And then as the car slowed down, because both left-hand side wheels were dragging the car to the left, and he kept on trying to jerk it back, but he was losing speed totally. I jumped out of the vehicle, and I saw Joey Haroff also lift her hands. It looked like she was going hands up. And he grabbed her behind the neck and pulled her forward onto his, towards his lap, in the middle of the front of the vehicle. I then heard a gunshot go off, which I presume was him shooting her. I didn't actually see that happen because I was still running towards the vehicle. As I approached the vehicle, I had my pistol in my hand, which was a P38 Walther. It only carries 7 bullets, actually 6 in the magazine, 1 in the chamber. And I grabbed the handle of the bucky door and tried to force it open to drag him out. He then turned towards me with the gun lifting back from Joey's position, and lifted the gun up to him and looked at me in the eye and pulled the trigger. And that was basically what happened that night. Nou ja, daar het ons het. Ekskuus, ek hoop nie hierdie laaste stukkie was 'n bietjie sag nie. Maar gaan maar net op Facebook en dan soek julle daar vir die Gert van Rooyen ondersoek op Facebook. GVR ondersoek. Is 'n groep op Facebook, is 'n oop groep, so jy hoef nie eens aan te sluit nie, alles is oop om te lees. So is welkom daar, kom loer in, vra 'n bietjie vra. Jy sal ook sien op daai blad is alles uiteengesit van elke kind wat weggeraak het. So knop in my keel nou, nou skielik so bedompige, snaakse hitte ventjie by ons opgekom in PE. Nou weet ek nie wat my stemmetjie nou so aantasie nie. Maar op die groep word alles bespreek. Ek het hier in die kommentaar ook, as ek nou klaar maak, sal ek weer die skakel plaas net voor ek afskakel na die groep toe. Al die kinders wat weggeraak het, se verhale is daar, of wat ook al gebeur het, en vra rondom wat daar aangegaan het. Ons het opgetel oor die jare. Ekskuus, jy moet onthou, in 1990 het ons alles geglo wat op in die nasionale pers en op TV gesê is, en ons het dit maar geglo. Ek dink nie, ek glo nie, nee, daar het nie. Niemand het geweet in 1990 dat oor 'n dekade of 2 gaan daar social media soos Facebook wees,
wat ons met mekaar gaan gesels en wat ons daai beëdigde verklaringe en TV-onderhoude gaan vat en dit speel en dit gaan vergelyk en uit mekaar trek. Niemand het dit geweet nie. En daai het dit gebeur. En ongelukkig het ons nou die beëdigde verklaringe is publieke, is oop vir die publiek, so moenie vra waar kry ons dit nie, enige iemand kan dit kry. En onderhoude op nasionale TV het ons nou 'n bietjie gaan vergelyk. En hier het nou baie duidelik uitgekom met Don Chandler se verhaal van hoe hy agter die polisievoertuig skuiling ingeneem het, tot vandag waar hy op nasionale TV sê, nee, hy het die deur probeer oopmaak en Gert van Rooyen in die oë gekyk, toe hy hom skiet. So dis daarom, ja, weet nie hoe kan 'n ding so verander, hy so vergeet het wat op daai verskriklike aand gebeur het. En die grootste vraag natuurlik bly, hoe het hy daar gekom in Pretoria? Wat was sy betrokkenheid daar? Wie het gemagtig? So hierdie is maar alles goed wat so gevra word en daar's nie regtig antwoorde nie. Sodra mens begin antwoorde soek, dan word jy geblok op die groepe. Jy word self uitgekryp as 'n pedofiel, jy word self uitgekryp dat jy moet kinders peter, en jy word natuurlik geblok, en agteraf skeer hulle jou uit mekaar uit. So, dis maar 'n storie om antwoorde te kry, en dit is maar waar ek begin het in my eie groepe gestig het. Want ek weet hulle lees daar, glo vir my, elke een wat my geblok het, is daar op 'n skuilprofiel en volg maar wat ek vra en sê, en dan gaan trek hulle ou natuurlik uit mekaar uit op die ander kant waar jy dit nie kan sien nie. Maar ek dink dis nou maar eers dit vir dit. Ja, ek dink vorentoe kan ek nogal 'n goeie uiteensetting ook sit oor die Joan Boysen geval, wat in die hangkas nou kwanshuis toegesluit was het en wat daar ontsnap het uit daai hangkas uit met boeie aan haar deur 'n venster en oor 'n muur en waar 'n polisiereservis haar gered het. Hy het verby al die polisiestasies en goed gery en by 'n brandweerstasie gestop en haar toe huis toe gevat. In die aand het hulle nou die polisie gebel. Maar wat interessant is, in haar verklaring praat sy niks van 'n brandweerstasie nie. En dan is die grootste vraag daar natuurlik is, as 'n polisiereservis, my magtig, as jy iemand red halfkaal in die straat met boeie agter die hande wat weghardloop en jy tel op in jou voertuig en jy ry, is dit nie maar die eerste wat ou met polisiekennis doen is om na die naaste polisiestasie toe te jaag nie. Hoekom volgens hom brandweerstasie toe en na toe huis toe gevat het? So ja, dit is maar die tipe vraag, en dan sal julle ook sien, as natuurlik baie foto's en selfs videomateriaal van die TV wat deur die huis geloop het, wat die hangkas afgeneem het. Nou genade mense, ek weet nie hoe sy onder in hy stukkie kassie gesit het, geboei, met 'n koelerboks wat daar saam met haar toegesluit was, wat sy die gebruik het om die kas oop te breek, en ja, so het sy nou maar daar uitgekom, en iewers het sy haar ma ook gebel, of iemand gebel, uit die huis uit, met haar hand agter haar rug vasgeboei, so ek weet ook nou nie hoe sy dit reg gekry het nie. Maar ek wil nou nie te veel vra te veel praat uit die hand uit nie, want as ek sê, ek moet ook nou maar die verklarings en die materiaal kry, dat ek by mekaar kan sit in 'n video, soos wat ek met hierdie ene gemaak het, waar dan se beëdigde verklaring fisies gelees word, en dan fisies wat hy sê, op nasionale TV. Nou, 'n groot verskil. Maar ja, ek wil nog net so, het is omtrent al, jy sal sien op Blogspot is ook 'n webblad oopgemaak, waar verskriklik baie poste is, skermskote, onderhoude, en dan hierdie self aangestelde Facebook ondersoekers, dis wat ons hulle noem. Daar so 4 of 5 van hulle, maar genade, kan hulle nou vir jou hoe sal ou sê, wat is die woord, hulle saai verwarring, hulle hardloop weg van die waarheid af. Alhoewel daar kom goeie vrae en antwoorde uit ook op hulle groepe,
maar nigter alleen weet waar hulle groepe is. En dit word nou baie geheim gehou. Hoekom weet ek nie, want my groepe is oop vir die publiek. Jy hoef eers met my bevriend te wees nie, of aan die groep aan te sluit nie, of aan die groep te behoort nie. En jy kan alles sien en lees en oop, en ek skryf ook nie op vals name nie, ek skryf op my naam. So jy is welkom om ook daar te sit. Laat ek gou hierdie 2 skakels net weer hier sit. Okay, die eerste ene is na die blok toe. Hier is omtrent al die inligting, verklarings en alles wat jy nodig het. Laat ek net sien of hy deurgaan. Het hy nou deurgegaan? Ja, so julle kan daar gaan kyk, en dan hier is die Facebook groep sinne self, wat jy ook kan gaan, hier kan jy nou lekker saamgesels. Vra onder die poste, en laat ons sien wat daar aangaan. Ek sê vir die dankie vir die wat geluister het, lekker aand vir julle, en goeienaand. Volg my maar, want ek weet nog nie hoe hierdie TikTok baie goed hoe hy werk nie. So ek begin sommer maar net as ek 'n video maak. Ek weet nie om dit voor die tyd te adverteer of uit te sit en daai tipe van goed nie. So volg my maar, dat jy 'n notifikasietjie kry as hy deurkom. Lekker aand, veilig wees, en tot 'n volgende keer. Totsiens.